Goeiemôre julle, Johan vertonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Numeri 14 en ek titel dit Gevolge van ongeloof. Die volk is heilerig in hierdie hoofstuk, dit nadat hulle verslag gekry het van die 12 bespieders wat gaan kyk het wat aangaan in die land van Kanaan. Ons sien dan dat 10 van die bespieders hulle terugvoer gee deur oë van vrees en 2 van hulle gee terugvoer deur die oë van geloof. Was jy al vasgevang tussen vrees en geloof? Nie net is vrees ongeloof nie, maar ook sonde. Dit is wanneer ons ten spyte van God se beloftes aan ons nog steeds twyfel. Hierdie is nie 'n klein aangeleentheid nie. Ons sien dat Moses en Aaron op hulle gesig val, nadat die volk begin murmureer en sê hulle wil nuwe leiers kry en hulle wil teruggaan na Egipte toe. Dat dit beter sal wees om Egipte of in die wildernis te sterf as om hier by die swaard om te kom, sê hulle. Ek besef maar net weer dat wanneer daar ongeloof of ongelukkigheid is, omdat sekere goed wat ons voor vra, bid of vertrou voor, nie uitwerk vir ons nie, ons versigtig moet wees wat ons sê. God se antwoord op hierdie laat my bietjie sidder, want God is wel 'n God van liefde, maar ook 'n God van oordeel. Soveel so dat hy aan Moses en Aaron sê in vers 11 en 12, Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Hierdie is die tweede keer dat God die volk wou uitwis vir hulle ongehoorsaamheid, maar ons sien hoe belangrik gebed en intersessie is. Moses slaan nie ag op die laaste gedeelte van vers 12, wat dalk vir hom hoogmoed sou gebring het in sy hart, waar die Here sê, hoor jy, ek gaan jou 'n groter nasie maak nie. Maar Moses en Aaron tree in vir die volk en vra namens hulle vergifnis. En net so kan ek en jy namens iemand wat verlore is, vra vir vergifnis en herstel. Ons kan intree vir so baie mense wat verkeerde besluite neem, wat gebaseer is op emosies, vrees en ongeloof. Luister, God sê aan Moses in hoofstuk 13, om aan die volk te sê, gaan stel ondersoek in deur die bespieders te stuur, maar hulle mis die middelgedeelte en die belangrikste gedeelte van hierdie opdrag. Daar staan, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Joshua en Caleb staan op en gee die prentjie van geloof en nie vrees nie. Hulle sê dat die Here hulle sal help, en dat die vyand hulle spys sal wees, maar die volk wil hulle stenig, en op daardie tyd, op daardie oomblik, kom die heerlikheid van God, sy teenwoordigheid neer in hulle midde, en God tree in, en in die laaste gedeelte leer ons van gevolge van ongeloof en sonde. Die Here vergewe hulle volgens Moses se gebed, maar sonde het gevolge, en gee juis aan hulle wat hulle gevra het in die begin van die hoofstuk, toe hulle nog in ongeloof en murmurering gewandel het, dat hulle eerder sal wil sterf in die wildernis, het hulle gesê, of teruggaan na Egipte toe, en so begin die 40 jaar van rondswerf in die wildernis, totdat ongeloof uitgeroei was onder die volk, 40 jaar, voordat hulle in die beloofde land kon ingaan. Wat staan vandag vir jou? Hoe moeilik en hoe groot lyk jou omstandighede tans? Gaan ons dat vrees vir ons 'n besluit maak, of gaan dit geloof wees? Ons lees in Hebreërs dat vandag, as ons sy stem hoor, verhard nie ons harte nie. Wat sê Heilige Gees vandag vir my en jou, raak in ons omstandighede? Kom ons leer uit hierdie hoofstuk vandag. Eerstens, moenie altyd murmureer nie, maar weet wat die Here sê in sy woord, rakende jou omstandighede, dat oorwinning onsinne is. Tree in vir jou en mense om jou. Gaan kyk wat die Here al in jou lewe gedoen het, en dan kom daarvoor, want dit sal jou geloof versterk. En dan sien ons hier op die einde, waar die volk vroeg die oggend uitkom, en sê, hier is ons is reg om te gaan, maar Moses sê aan hulle, dat dit nie gaan werk nie, want God is nie in daardie besluit nie. En so word baie manskappe verslaan. Uitgestelde gehoorsaamheid is ook nie goed nie. Dit is eintlik gelykstaan aan twyfel en dan ongeloof. Daarom is dit beter om in geloof uit te stap, as om sonder geloof iets aan te pak. Numeri 14 dien as 'n ernstige herinnering dat geloof aksie ververg. Israel se mislukking was nie net omdat hulle bang was nie, maar omdat hulle geweier het om God te volg ten spyte van sy duidelike beloftes. Tog, selfs in oordeel, het God 'n oorblyfsel bewaar, Joshua en Caleb, en sy verbond
met die volgende generasie gehandhaaf. Die hoofstuk daag ons uit. Sal ons God se beloftes vertrou, ten spyte van hindernisse, of laat ons vrees ons keuses bepaal? Ware geloof, gehoorsaamheid, selfs wanneer ware geloof verg gehoorsaamheid, selfs wanneer die pad onmoontlik lyk, en rus in God se getrouheid, eerder as in menslike krag. Mooi dag vir julle.